Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag die 1 Mei 2025. Eerste van 'n nuwe maand. Mens kan nie glo ons is al reeds in die 5de maand nie. My bede vir julle vir hierdie maand ook is dat dit 'n wonderlike, geseënde en 'n gesonde maand sal wees en dat julle sal ervaar dat die Heilige Gees altyd voor julle uitbeweeg. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, ons is in die tyd nadat Jesus opgestaan het uit die dood en waar hy aan sy disippels verskyn. En Here, waar ons wat dan ook die voorreg het om dit te lees en te weet is deur baie getuies vasgevang. Dat ons weet ook dit is die waarheid, dat dit nie net een persoon is wat iets kom sê het en almal glo daardie persoon nie. Maar dat dit deur 'n klomp en baie getuies opgeteken is dat Jesus opgestaan het uit die dood. En soos wat ons dan ook nader beweeg aan Pinkstertyd, Here, om te beleef dat U ook dan nou opgevaar het na die hemel toe later en dan die Heilige Gees op Pinksterdag op ons kom uitstort het. Baie dankie daarvoor. Dankie Here dat ons weet dat U deur die Gees heers. In ons is en by ons is en met ons gaan. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos ons tradisie nou al die afgelope 5 jaar is dit so dat julle weet, met elke eerste van die maand het ons 'n doopherinnering en 'n nagmaalsherinnering. Die doopherinnering, vriende, ons as mense wat in die verbondsteologie glo, ons wat glo dat ons deel is van die verbond met die lewende God, met Jesus en met die Heilige Gees, gaan terug na die tyd van Abraham toe 'n gelowige Abraham het geglo. Julle kan hom gaan gelees daarso in Genesis 12 en aan. Omdat Abraham geglo het God vir hom 'n teken gegee. En dan is ons in die evangelie, as ons gaan kyk wat Paulus hulle praat oor Abraham, dan sê ons ook, Abraham is nie net die pa van die Jode nie, maar is die pa van alle nasies, né? Omdat Abraham geglo het, liewe vriende, is hy op die ouende vlak. Voordat hy besny het hy al geglo in God en daarom is hy dan vrygespreek, né? En ons val almal onder daai verbond. Het die verbondsteken verander? Absoluut ja. Die verbondsteken van die besnydenis het verander na die teken van die doop toe. En daarom val ek en jy as verbondsouers en ons kinders val onder daardie verbond soos in die tyd van Abraham, né? So almal van ons wat glo is kinders van Abraham, want Abraham het geglo en op grond van Abraham se geloof het God vir Abraham 'n teken gegee en dit is die besnydenis daai tyd, né? Op grond van ons geloof het God vir ons 'n teken gegee en dit is die doop. En ons kinders val onder hierdie verbondsteken wat God vir ons kom gee het, né? So as jy 'n gelowige ouer is en jy bring jou kind in doop, gaan dit oor 'n ooreenkoms en 'n verbond wat God met jou kind sluit. Dit gaan nie oor jou belofte daar nie. Dit gaan oor 'n God wat 'n verbond sluit met daai kind en vir daai kind kom sê, jy is myne. Ek wil vir jou 'n God wees. Jy behoort klaar aan my. Is dit ongelooflik, vriende? Ja, dat daai kind as hy ouer is, vriende, ons nou daarop moet reageer en so die Here sê, Here, dankie vir wat U gedoen het. Here, ek leef nog die hele tyd uit U genade uit, maar ek wil net vir U kom sê, dankie daarvoor. Ons is klaar syne. Jy kan jouself uitskryf daaruit en God verwerp, wat natuurlik die onverklaarbaarheid van ongeloof is, né? So dit is wat, wanneer ons die verbondsteken van die doop kom vier, liewe vriende, is dit dat God vir ons as gelowige ouers sê, jou kinders behoort al reeds aan my. Die teken daaraan dat hulle aan my behoort, is die doop. Dit is 'n teken, dit is 'n teken en 'n seël. Daai wat jy amper die skape so chap, wat jy vir hulle sê, hierdie skaap behoort aan my, dis die teken. God kom sê, daai kind is reeds myne. Ons glo ook in die doop van groot mense, vriende, in die sin van, wanneer jy nog nie die Here aangeneem het nie, wanneer jy heiden is, wanneer jy goddeloos was, niks met God te doen het, met Jesus miskien in 'n huis groot geword, waar jy nooit amper eintlik, Jesus het nie gefigureer nie,
en jy kom tot bekering. Natuurlik is die Heilige Gees wat ons nou binne in jou ook werk, né? En jy kom tot bekering, dan kry jy die teken van die doop. Want Jesus het jou sondes afgewas en is jou kind. Dis 'n teken dat jy aan hom behoort. So ons glo in al twee daardie. Ons glo in die verbondsouers se kinders wat godsin is. Ons glo ook, soos wat Paulus die apostel van die heidene was, onder die heidene gaan beweeg het hy vir hulle ook gesê, laat jou doop. Laat jou doop, dit is mos dan nou baie duidelik, né? Laat jou doop, kom tot bekering, neem Jesus Christus in jou lewe aan, laat jou doop se teken van jou verlossing. Ons as verbondsouers, God kom na ons toe, soos in die tyd van Abraham, en hy kom sê, daai kind behoort reeds aan my, ek het hom reeds verlos, hy's my eiendom, kom sê God vir verbondsouers se kinders. Dit is die teken van die doop, vriende. So ek herinner julle daaraan, as jy 'n bakkie water het, vat dit voor jou, sit dit op jou kop. Herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader, jy gedoop is in die naam van die Seun, en dat jy gedoop is in die naam van die Heilige Gees. Toe jy 'n klein babatjie was, of toe jy 'n groot mens is wat tot bekering gekom het, en die Here vir jou die doop as 'n teken gegee het. Here, dankie vir die doop as 'n teken. Dankie dat U vir ons lief is, onverdiende guns alleen, Here. Dankie dat U U Seun gestuur het om vir ons te kom sterf. Ons gaan die nagmaal nou gebruik, Here, waar ons Goeie Vrydag gevier het, waar Jesus kom sterf het aan die kruis, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Baie dankie ook vir die teken van die nagmaal, die brood wat U liggaam is, die wyn wat U bloed is, Here, en wanneer ons dit gebruik, ons te herinner daaraan, dat U vir ons in die kruis gesterf het, maar bovenal dat U ook opgestaan het uit die dood, Here, en dat U ons weer kom haal. Amen. Vriende, die ongelooflike is dat Jesus soveel eenvoud gebruik wat ons almal verstaan, en hy gebruik brood as 'n teken, en hy sê dan ook vir sy disippels, hy kom sê vir ons, my liggaam is vir jou gebreek. En wanneer ek en jy, vriende, hierdie liggaam wat deur die brood versimboliseer is, eet, en wanneer ons die wyn wat 'n simbool is van sy liggaam drink, doen ons dit tot gedagtenis aan wat hy vir ons gedoen het. En weet ons, hy het vir ons gesterf aan die kruis, sy liggaam is gebreek, sy bloed het gevloei tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Vader, terwyl ons die doopherinnering gevier het, of die doop gevier het, in die herinnering daarvan, die nagmaal gevier het, ter herinnering aan wat U vir ons in die kruis gedoen het, wil ons graag, as die kerk, deel van die kerk van U, oor die wêreld heen, ons geloof bely. O Vader God, ons glo dat U die skepper is van die hemel en die aarde. Ons glo dat Jesus Christus, U Seun, ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, te gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Dat hy op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader, vanwaar hy Jesus sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Vader, ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Vader, daarom kom vra ons, laat U naam geheilig word in ons as die kinders se lewens. Laat U koninkryk kom
in ons lewens en deur ons lewens. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde in ons lewens. Gee asseblief vir ons daaglikse brood. Dankie vir ons daaglikse brood. Here, vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En Vader, bovenal, laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid.